Goeiemôre almal. Soos julle gehoor het, is my naam Letty. Ek is al amper 19 jaar, Julie sal dit 19 jaar wees, dominee in Wellington. Waar die tema van in Christus gestalte kry bloot net deur in die wingerde rond te loop. En ook daagliks word ons daaraan herinner in Wellington, wat die stokkiebedryf is van Afrika. Die meeste stokkies en wingerde van die land kom uit Wellington uit. So daar word ons gereeld herinner daaraan dat mens nie anders kan as om in Christus te leef nie. En ek dink dis ook hoekom hierdie tema so baie naby aan my hart is. Die idee van hierdie oggend is, ons gaan nou vir Johannes, my kollega, en vir Koenie aan die woord stel om bietjie meer te praat oor hoe die boek gekom het en wat daarin staan en waaroor dit gaan. Maar my hart is daai 30 cm reis wat dominees baie moeilik maak, en dit is van hulle koppe na hulle harte. So ek het, toe ek met Marnus gepraat het, gesê dat my droom en my begeerte is, dat ons nie net kognitief met hierdie tema omgaan nie, maar dat ons onsself 'n bietjie uitdaag en kyk of ons kan oopmaak, sodat die mooiste waarheid van Christus in jou, vir jou nie net iets is wat jy weet nie, maar iets van waaruit ons leef. Want ek is diep oortuig dat dit die wêreld se verskil maak. Ek is diep oortuig daarvan dat dit is wat die kerk nou die heel meeste nodig het. Is mense wat stap met hulle oë gefestig op Jesus. So ek wil julle nooi om die kers op julle tafel aan te steek. Dit kan deur die hele loop van die dag brand. Ons word met hierdie kers herinner aan die lig wat ook Christus is en hierdie lig wat ook in ons is. Ek wil jou nooi om saam met my te bid en terwyl ons so bidend sit, saam met ons ook te sing as 'n gebed, die vestiging en die fokus dat ons hier is om met woorde en met mekaar en met gemeenskap dit te ontvang dat Christus in ons is. Dit is wat geloof is. Geloof is die leë hande waarmee ons God se gawes ontvang. Kom ons sit met ons hande leeg en oop. En ons bevestig terwyl ons die sagte reën daar buite hoor val, dat ons mense is wat leef onder strome van u goeie genade. Ons leef met die wete dat u nie ver is nie. Dat u hier is, dat u in ons is, en dat die geheim van die evangelie dit is, dat u in ons woon. Wat ons graag vandag wil doen, wat ons droom en ons gebed vir hierdie oggend is dat ons hier sal wegbeweeg met 'n vars passie om te leef met ons oë gefestig op Jesus. Sy vriendelik gesig en die aardse dinge word nietig en klein by sy heerlike liefde en lig. Turn your eyes upon Jesus, look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. Holy Jesus, kyk op na
sy vriendelik gesig, en die aardse dinge word nietig en klein, en sy heerlikheid, liefde en love. Turn your eyes upon Jesus, look full in His wonderful face, and the things of the Lord grow strangely dim in the light of His glory and Amen. Ek stel dan graag vir Johannes en vir Koenie aan die woord en ons luister graag na julle. Koenie, dankie vir die voorreg. Dankie. 'n boek het mos 'n storie, 'n voorstorie. Niemand skryf tog seker 'n boek net om 'n boek te skryf nie. Daar moes iets in jou hart geroer het. Daar moes 'n wendjie gewaai het van iewers, van die Gees, wat sy gesê het, kyk hierna, luister hierna. Ek wil met jou praat, skryf 'n boek. Ons luister na die storie. Ja. Dankie Johannes, kan ek net sê dankie vir almal van julle wat hier is ook. Die boek het regtig swaar op my hart gelê, maar kan ek al sê hy is nie klaar nie. Dit is min van my boeke waaroor ek so die gevoel het, hier moet verdere werk gedoen word. Ek het soort van 'n konsep op 'n manier probeer verduidelik, maar die goed moet in mense se harte ingeneem word. En ek is nie altyd die beste om dit te doen nie. Daarom ek is verskriklik dankbaar oor wat Letty en Johannes gedoen het as aanvoerwerk soontoe. Ja, dis gewoonlik net een storie nie, Johannes, is meer goed wat by mekaar kom. Wat ek sê, meeste boeke wat ek skryf ek oor ek 'n probleem sien waar ek bekommerd en besorg is en waar dit vir my voel ek kan dalk iets daaroor sê. En ek dink wat van vroeg af in my lewe, na ek 'n Christen geword het ek baie keer gevoel ek word geroer dat die Here vir my vra, jy weet hoe ernstig is jy regtig oor my? Dat van verskillende kante af daar goed gekom het wat my gedruk het en vir my gevra het, dink jy nie jy moet dieper gaan met hierdie storie nie? Is jy regtig waar jy behoort te wees? En ek dink dit is 'n algemene gevoel wat ek oor die kerk het, oor ons kerk ook, dat ons is in die goed, maar ek is by tye, voel dit vir my, daar's nie energie nie, daar's nie krag nie, ons sukkel met die goed, ons weet nie altyd of ons lus is daarvoor eers, op die oomblik nie. En kom ek sê, ek het nou nogal op die oomblike oortuiging, is baie goed wat so 'n situasie meebring, maar ek het 'n gevoel, een van die missing links, een van die skakels wat ons nie aan aandag gee nie, is hierdie storie van vereniging met Christus. Hoekom ek daaroor geskryf het, ons sal nou in die loop van die tyd 'n bietjie meer sê daaroor. Hoe ek het aangepak het, dit was 'n tweede ding wat vir my belangrik was om te sê, die vereniging met Christus, Union with Christ, julle is nie sommer net nog 'n fad nie. Jy weet, baie goed wat skielik 'n klomp boeke oor verskyn is 'n bietjie fads. Was gewoonlik nie niks daaraan nie, maar dit word groter opgepomp as wat dit nou regtig is en meer amper van 'n messiaanse kleur gegee. Ek dink dit was vir my belangrik om duidelik te maak in die boeke, hierdie is nie sommer net 'n fad nie, dis nie 'n klein dingetjie nie, dis 'n groot ding in die Bybel. Daarom op die agtergrond af van soort van die Bybel vraag waarmee ek gewerk is om te sê, 'n mens het hierdie vreemde diskrepansie in die Nuwe Testament. As jy vir die eerste 3 evangelies sou vra, wat beteken geloof in Jesus? Wat beteken dit om Jesus na te volg? Of om 'n Christen te wees? Sal die antwoord wees wat jy kry, dink ek van al die van hulle, 'n groot deel daarvan het te doen met navolging, disippelskap. Op die ou end, ek bedoel, dis hoe hulle daaroor praat. Nou die vreemde ding, spring jy na Paulus toe, wat 'n derde van die Nuwe Testament is, sê mense, Paulus gebruik 1 keer die uitdrukking dat ons God en dat ons Christus moet navolg. Net 1 keer. En nou wonder jy, wat gaan hier aan? Wat gebeur hier? Dit kan tog nie wees dat Paulus dink navolger van Christus is nie belangrik nie. Kan nie dit wees nie.
Dit moet net wees dat Paulus ander uitdrukkings gebruik. En die een ander uitdrukking, wat ek dink wat Paulus vir ons wil sê, dat natuurlik is navolging belangrik, julle moet dit doen. Maar hier is 'n ander ding wat julle moet weet, wat julle gaan help daarmee. En dit is amper voor julle try om 'n klomp goed te doen. Is daar iets wat moet gebeur, julle moet verbind word aan Christus. En Calvin het gesê, die belangrikste werk wat die Heilige Gees doen, boek 3 van die instituties, alles wat Jesus vir jou gedoen het, is vir jou van geen waarde, as die Heilige Gees nie kom, en jou verbind aan Christus nie. Daarom die vreemde teks wat ons in Romeine 6 het, wat gebeur met die doop, ons word in Christus ingedoop. 1 Korintiërs 1 vers 9, 'n soort van vir my amper die leidingvers hier om te sê, ons word geroep om in vereniging met Christus te leef. Daai uitdrukking kry jy baie. Ek het dit nou nie self getel nie, maar die mense sê die uitdrukking in Christus, met Christus, saam met Christus, word tussen 170 en 180 keer deur Paulus gebruik. So, dit is nie 'n klein dingetjie nie. En Paulus sê vir ons, jy gaan nooit hierdie storie reg kry as jy nie mooi hierna luister nie. En kan ek sê, die kort begrip wat ek nou deesdae vir mense sal sê daaroor is, natuurlik gaan dit oor disippelskap. Dit is wat ons moet doen. Die moeilikheid is net, as jy nou maar sommer dink, disippelskap is 'n ding wat ek op 'n dag dink, laat ek nou my nonsens los en jy weet, gehoorsaam raak aan die Here, dis nie so eenvoudig nie. Die waarheid is, jy gaan agterkom, jy kan dit nie doen nie. Al wil jy. Wat jy nodig het, is om Paulus se variasie daarvan te hoor. En te groei in ons vereniging en ons verbintenis met Christus. Dit gaan ons help met egte disippelskap. Laaste opmerking, Johannes, ek antwoord om langer as wat ek, as wat jy gereken het of, ja. Dit was ook vir my belangrik, om te probeer wys, dat hierdie ding nie net in die Nuwe Testament nie, maar ook in ons gereformeerde tradisie, verskriklik belangrik is. Ek het nou, Letty het verwys na Wellington en Andrew Murray. Ek het die ding soort van vroeg in my lewe opgetel in my studente daar, ons het Andrew Murray gelees, Johannes 15 is 'n belangrike ding by hom, maar ek het nie geweet dit lees so sentraal by Calvin nie. Toe ek nou in die 90er jare Calvin ernstiger begin lees het, kom jy net agter, iemand soos Charles Party, een van die baie goeie Calvin-uitleggers, sê, as Calvin se teologie 'n senterpunt het, is dit die vereniging met Christus. En daarom, as jy nou die boek lees, sal jy sien, voor elke hoofstuk is daar 'n bladsy, partykeer 2 bladsye met tekste, Nuwe Testament tekste wat met helderheid oor hierdie konsep praat, maar ook 'n hele klomp aanhalings van Calvin. Ongelooflike aanhalings, wat ek dink mense sal skrik, as hulle soort van besef, dit is wat Calvin oor hierdie goed gesê het. So, Lang storie. nee, is dit reg. Jy moet vry praat asseblief. Jy het nog gepraat oor Johannes 15, dit is juist wat ek wil aanhaak by, is, ek is die ware wingerdstok en my Vader is die boer, elke loot aan my wat nie vrugte dra nie, sny hy af, maar elkeen wat vrugte dra, snoei hy reg, sodat nog meer vrugte kan dra. Julle is al reeds reg gesnoei deur die woorde wat ek vir julle gesê het, julle moet in my bly en ek in julle. En soos jy sê, jy het nou nie self getel nie, ek het ook nie, maar ek glo jou, in die wat het getel het, 170 mal in die Paulus briewe. So wat het met ons gereformeerde broers dan gebeur toe nie, dat ons dan so lou geraak het oor hierdie saak, en dat ons nie, jy praat van, ons is nie opgewonde nie, daar is nie woema nie, wat is dit? Ja, dis 'n goeie vraag, en ek skryf en dink ek hoofstuk 2 so 'n bietjie daaroor, maar ek is nie seker. Ek dink daar mag nog meer goed wees wat 'n rol gespeel het. Ek dink ek verwys daarna 3 goed. Laat ek net eers sê, dit was regtig, hierdie konsep is by Calvin absoluut sentraal, en in die vroeë gereformeerde kerk was daar meer mense wat wonderlik hieroor geskryf het. Ek het nou 'n bietjie na van daai boeke kon kyk weer en so aan. Maar op 'n stadium het dit net minder geraak, en nooit heel weg seker nie, maar voorste teoloë so amper min daaroor gepraat het. Hoekom? Ek dink 3 goed. Die eerste is, ons gereformeerdes het hierdie neiging na intellektualisering. Jy weet, ek self ook,
dat ek moet dit fight die hele tyd in my, dat ek dink, as ek 'n ding net verstaan, hoef ek nie meer te doen nie. Al hierdie dissiplines het ek nie nodig nie. Jy weet, as ek dit verstaan, dan gaan ek dit doen na die tyd. En ek het al harde my kop seer gestamp daarmee. Dit is nie net dit nie. En ek dink, die vereniging met Christus is nie die eerste, dit is 'n ding ook om te verstaan. Maar dit help nie, jy verstaan dit net nie. Jy moet daarmee begin leef op 'n manier. Die tweede, dink ek, is waarskynlik weerstand teen die pietisme. Ek het nou selfs die mystiek geskryf, want ek dink ons was waarskynlik nou nie, gereformeerdes nie diep in die mystiek in nie. Maar daar was by baie gereformeerdes, beginnende by Calvin, was daar 'n diep pieteit gewees. Maar en ek het nog altyd waardering daarvoor. Ek sal, jy weet, so 'n bietjie van 'n pietis waarskynlik. Maar die gevaarpunt van die pietisme is dat ons gaan net nou praat oor twee bewegings. Maar die pietisme het soms net aangegee aan hierdie een beweging uit die wêreld uit na God toe. Deur Christus kom ons in gemeenskap met die Here en ons wil sommer net heeltyd daar bly. Amper soos die disippels wat by die transfigurasie vir Jesus gevra het, kan ons nie hier bly nie. En so met reg was daar, dink ek, 'n bietjie weerstand teen die pietisme, maar laat ek sê, die vereniging met Christus gaan nie net oor een beweging nie, ja, as ook hierdie tweede beweging wat bykom. So ek dink nie dit was reg nie, en ons moet maar toe ek op kweekskool was hier ramp 'n klompie professore en selfs 'n lyn in die kerk en wat gedink het die pietisme is die verskriklik verkeerdste ding wat jy kry in die lewe, en ek het net nooit so gevoel daaroor nie. Die laaste een is dalk nader aan ons Johannes, dink ek het te doen met die impak van sekularisasie op ons. Jy weet, ons het met die ondersoeke oor missionale gemeentes, ek wil julle sal dit weet, was vir ons een van die skokkende goed, hoe lidmate, en selfs dominees, sukkel om oor God te praat. Praat maklik oor die kerk, praat maklik oor die Bybel, praat maklik oor konsepte, maar dis of dit vir ons swaar word om oor God te praat. En dit het te doen daarmee, dat in sekere geselskappe mense amper ongemaklik word as jy God sê. So ek dink, ons is op 'n manier sensitief daarvoor. Al klaar moeilik om oor God te praat, om nou by te sê, ek het 'n verhouding met God. Jy weet, my mense sal dink, dis arrogant. Al, ek weet van mense wat ek dink regtig 'n verhouding met die Here het, maar wat baie huiwerig is om daaroor te praat, of iets daaroor te sê, in die vrees dat dit arrogant verstaan sal word. En dis van die drie goed wat ek nou maar gedink het, dalk 'n rol gespeel het. Laat mens maar nou dink aan, dat ek 'n jong student was, een Saterdag daar by Sentraal Gemeente daar in Unidal, het ons so 'n geleentheid gehad en om David Botha van destyds van die VGK het dit gelei. En ek weet nie hoekom het dit altyd by my gebly. Hy het begin die oggend te sê, goeiemôre, ek is David Botha, ek is hartstogtelik verlief op Jesus Christus. Ja. En ek sal my lewe, dit bly by my altyd. Ek dink jy het nou gesê, ons sukkel om oor God te praat. E.P. Sanders sê dit ook, ons het 'n onvermoë om taal te vind, om te praat oor Christus in ons in Christus. En dan haal jy ook vir Robert Leatham aan, ek het nog eens gaan lees bietjie oor hom. Hy sê, when one asks what this union consists in, there is a general silence. It is not difficult to see why this is so. The reality far surpasses the ability of human language to describe it. This goes beyond what we can imagine. Ek het gewonder of jy in jou skryfproses bietjie taal gekry het. Kyk, jy praat van ons moet verstaan, maar ons moet dit ook internaliseer. Het jy bietjie taal gekry wat jou gehelp het? En hoe gaan jy vir ons gemeentedominees help om vir oom Jan in Eerste Laan 23 wat vir ons sê, wat dominee in Christus, wat beteken dit tog nou? Waarom is jy nou besig? Kan jy vir ons 'n bietjie taal gee? Oké, laat ek dit in twee momente doen. Laat ek net eers sê, hoe ons dit moet verstaan, is regtig, en hoe jy dit in presiese, eenvoudige taal, as jy dit in presiese taal wil verduidelik vir mense, is dit verskriklik moeilik. En ek moet sê, ek het eintlik in my leeswerk baie tyd spandeer
om te probeer kyk of ek nie by meer kan uitkom as wat ek hier gee nie. Een van die hoofstukke is ook soort van 'n opsomming van hierdie hele gesprek, hoe mense dit moet verstaan. Dis 'n ou gesprek wat lankal kom. In die laaste 30-40 jaar het dit herleef, die storie, en iemand soos E.P. Sanders het 'n groot rol daarin gespeel. Hy, Johannes het nou nie dit uitgesê nie, hy het gereageer op Bultmann. Bultmann wat hieroor geskryf het en gesê, jy moet nie te ernstig vat nie. Dis nie regtig iets wat buite jou gebeur. Hierdie hele idee van vereniging met Christus is eintlik maar net dis iets wat in die disippels gebeur. Dis soort van reframing van hulle mind, hoe hulle oor 'n klomp goed gedink het. Wie Jesus was, wat hy gedoen het 'n impak op hulle gehad. Hy is nie nog meer daar nie, hulle het nie 'n verhouding regtig met hom nie, maar wat hy gedoen het 'n impak op hulle, en dit het hulle 'n bietjie gereoriënteer om anders te dink oor die goed. Sanders reageer aan daarop, en ek wil die interessante ding, Sanders is nie die konservatiefste van die Nuwe Testament teoloog wat jy kry nie. Hy reageer daarop en sê dan, nee, Bultmann is nie reg nie. Daar is meer daaraan as wat Bultmann sê, maar dan sê hy self het gesukkel om 'n woord te kry, waarmee hy hierdie meer kan beskryf. Die interessante storie, ek gee nou 'n bietjie meer hier, is ek het na Sanders het geskryf, het die hele klompie teoloë soort van teruggegaan daarna en gesê, ons moet tog iets probeer sê. En ek dink, ek skryf dit in die boek, en ek dink ek het altesaam daar, lys ek 16 terme, wat verskillende teoloë gebruik het om te probeer verduidelik presies hoe ons dit moet verstaan. Ek self maak dan 5 opmerkings daaroor, dat ek eers gou sê, ek kom na om Jan toe. Die eerste 2 is ons is sekerder hoe ons dit nie moet sê nie. Eerste een is Bultmann wat sê daar het niks gebeur nie, dis maar net 'n soort van 'n nuwe verstaan wat hy gekry het. Ek is saam met 'n groot klomp mense wat sê dis nie genoeg nie, daar het iets gebeur, soos Anders gesê het. Die tweede kant daarvan, ons is ook redelik seker, ons moenie mystiek toe gaan nie. Van die oosterse godsdienste en mense wat diep in die mystiek in is, praat ook graag oor 'n eenwording met God en vergoddeliking, maar die gevaarlike ding waar jy oor die grens gaan daar, as die vereniging met God, as daar wat genoem word 'n synsvermenging plaasvind. Jy en God word so een, dat na die tyd weet julle nie meer wie's jy en wie's God nie. Jy weet, jy's God en God is jy, daarvan moet ons wegbly. Want, en nou sê ek baie belangrike ding, dis 'n intieme eenheid hierdie, maar dit is 'n verhouding tussen 2 iemande. Dit dink ek is ons duidelik, al hierdie ouens wat hier oor skryf is simpatiek, sal dit baie sterk sê, Calvin ook. 'n diep innige verhouding, maar sonder synsvermenging. In daai verhouding bly jy, en Jesus bly Jesus. Daarom ook is van die goeie teoloë, en ek deel dat julle sal sien in die boek, ek praat min van theosis, want theosis, ek dink nie dit is so gebruik deur die Griekse vaders nie, maar dit kan verstaan word, 'n bietjie amper as vergoddeliking. Daar's mense wat selfs, iemand soos Dirkie Smit, weet ek, hou nie van die woord partisipasie nie, omdat jy bang is vir dat dit soort van as 'n vermenging verstaan kan word. En as 'n mens nou praat oor 'n verhouding, ek dink, dis 'n moeilike een, ek is nie doodseker daarvan nie, maar ek volg 'n bietjie die lyn van Todd Billings en ander ouens om te sê, die beste manier om dit te begin verduidelik vir mense, is dalk om te sê, om te praat oor die aanneming tot kinders. Maar julle dan te verstaan dat daar baie meer daarin is, as wat ons daarvan maak op die oomblik. Ek het die laaste tyd nogal, en ek sal dit kan doen na die eind van die jaar toe ook, baie gepreek oor Romeine 8 en Galasiërs wat praat dat die Gees ons hierdie aanneming tot kinders gee, tot kinders van God. Ons moet dit so reëel neem as wat ons kan. Dit kan lewensveranderend wees. Om in te kom, en ek wil dis wat jou kan laat bewe, om in te kom in hierdie liefdesgemeenskap, dat Christus ons inbring, in die liefdesgemeenskap van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. En daai liefde verander ons. Ek wil Paulus sê, daai liefde dryf die vrees uit.
En vrees is ons groot moeilikheid. Dit laat ons al die ander droog maak wat ons doen, word gedoen uit vrees. En kunskap bring ons in 'n sirkel van liefde, waar die vrees uitgedryf word. Wesenlike ding ook daar is meer mense skryf daaroor. Eers ek onthou my studente daar, het ek 'n preek gelees, wat my, dit het op daai stadium regtig vir my verskriklik baie gehelp en my lewe verander. Waar iemand gesê het, daai goed in Romeine 8 oor die aanneming tot kinders, gaan oor 2 lewenstyle, 2 maniere van Christen wees. Die eerste ene is dat ons God dien soos 'n slaaf sy Heer dien. Of dat jy God dien en met God leef, soos 'n kind leef met sy vader of sy ouers op 'n manier. En ek dink dit vertel 'n storie. Baie van ons, jy weet, jy sit in die kerk en jy wil nie regtig daar wees nie. Daar word gesê van 'n klomp goed wat jy moet doen, jy dink aan verskonings hoekom jy dit nie gaan doen nie, en daarom respectable bly op 'n manier, maar jou hart is nie daar in nie. Kunskap beteken dat jou hart in die goed is. Ek besef al hoe meer met die skryf van die ding ook, dat Lukas 15, julle is 'n belangrike teks wat ons maar meer moet preek. Ek wil laas momente wat ek in die begin nie raak gesien het nie. Ek wil dat hierdie pa amper verleë is oor die seun wat weg is. En as die seun aankom, dat hy hardloop en hom omhels. Ek wil, dit is nie, hierdie liefde was nie deel van my godsverstaan. Ek wil amper sê onder 30 nie. Ek sou gesê God het ons lief, maar ek dink ek het dit nie verstaan nie. En die pa wat vir die seun sê, vir die oudste seun sê, ja, jy het nooit verstaan nie. Wat myne is joune. Ek wil, frase wat vir my 'n nuwe betekenis kry het, ek sê, as jy kind is jy deel van die besigheid. Die besigheid is joune ook. So, jy kyk nie hoe min jy vir die kerk kan doen op die ou end nie, jy kyk hoeveel jy kan doen, want dis wie ek is. Dis my lewe op die ou end. Kan ek ook sê, dit gaan oor in die kunskap, ook oor die skuif, dit moet ek ook nou deesdae vir my baie help, van moed na wil. Ek dink baie van ons Christene doen goed, omdat ons dit maar gehoor het, ons moet dit doen. Ons veronderstel om dit doen. Maar dat die Here ons kan skuif, deur die vereniging, met van moet doen, na dis wat ek wil doen, met die tydjie wat ek het hier op aarde. So, ek gebruik 2 ander beelde ook, maar ons gaan nie nou daaroor praat nie. Dit is 'n moeilike een, maar ons moet maar probeer praat daaroor. Ja, ons moet probeer. Ja. En dis hoekom ek dink jy ook praat van die Oosters-Ortodokse kerk en sy simbole en rituele. Ja. En in aanmoediging van jou positiewe praat daaroor, met natuurlik die waarskuwende idees, het ek nou nogals op my voordeur 'n kruisie geplak. Okay. En nou Sondag was ons saam met Letty en Neil op 'n plek en toe het daar seentjie vir ons 'n skulp gegee. En die skulp het ook 'n bepaalde betekenis, dit ook opgeplak. Okay. So ek het myself getoets en as ek nou by my huis in en uit gaan, dan ek sien dit die hele tyd. En dit is net wonderlik ek is bang om die woord effek te gebruik, maar dit is seker maar wat dit is. Die gedurende bewustheid van Christus se teenwoordigheid in my lewe. So ek wil 'n bietjie vir jou vra oor dit. Die Oosters-Ortodokse wat baie maak van being in a relationship. En ek hoor wat jy praat oor die theosis. Ek sien dit kan bietjie divinification raak as mens dit verkeerd het. Maar ook die Pythagoreëse, die verhouding binne die drie eenheid. En hoe kan ons gemeentes help met simbole, rituele, die herwaardering daarvan? En wat sien jy as waar moet ons wegbly? Sjoe, ek wil sê, daai is die goed waarmee ek nie so slim is nie. Ek wil in julle, ek sien uit om te hoor wat julle gedoen het in die gemeente, en ek dink, dit sal goed wees as mense 'n bietjie verder daaroor kan dink, want dit is net so, lettiese opmerking net nou, die evangelie is nie iets wat die mense net met jou kop verstaan nie, op die ou end moet jy dit ook met jou hart verstaan. Hier is 'n pragtige aanhaling, laat ek dit gou hier kry, van Calvin, wat hierdie ding oordra. Dit gaan daaroor dat die vereniging met Christus is op 'n manier 'n misterie.
Calvin skryf, I'm overwhelmed by the depth of this mystery. And with Paul, am not ashamed to acknowledge in wonder my ignorance and my admiration. Reason itself teaches us whatever is supernatural is clearly beyond the grasp of our minds. Jy sal nooit dit met jou kop heeltemal kan verstaan nie. Let us, en hier kom nou die vreemde sinnetjie, let us therefore labor more to feel Christ living in us. Skryf Calvin. Than to discover the nature of that communion. Ek wil nou presies sê hoe hierdie ding werk. Op 'n kol moet jy maar rus daarmee. Maar dit beteken nie ek weet niks daarvan nie. Dit beteken sit hierdie ding 'n bietjie meer af en skakel die ding aan. Dit gaan jou help. So ek wat jy sê is baie goed en ek bedoel ons sal daai goed moet deel maak van ons manier van dink oor die goed. Laat ek net sê dit moet ons nie wegneem om te praat daaroor. Ons moet maar probeer praat ook alles ons taal. Ja, ons moet by die twee balans hou. Ja. Kyk, hy praat baie oor Kolossense uit die boek Kolossense, maar dan ek het nou spesifiek uit Kolossense 3 vers 8 tot 11 hier. Wat sê, maar nou moet julle al hierdie dinge laat staan, woede, haat, nyd, gevloek, en vuil taal, moet nie uit julle mond kom nie, moet nie vir mekaar jok nie. Julle het met die ou sondige mense se gewoontes gebreek, julle leef in die lewe van die nuwe mens, wat al hoe meer vernuwe word na die beeld van sy skepper en tot die volle kennis van God. Is nie van belang of jy Griek of Jood of nie besny is, andertalig, onbeskaafd, slaaf of vry nie. Hier is Christus alles en in almal. En dan praat jy baie oor die nagmaal en die doop. Praat baie mooi die nagmaal se woestynmanna effek. Ja. Om wat ons herinner. Ek het nog gedink, miskien moet jy bietjie met ons praat oor dit help ook nie ons kry nuwe simbole en nuwe rituele, maar ons onderwaardeer wat ons reeds het nie en dat ons dit nie reg gebruik nie om in hierdie vereniging met Christus te lewe nie. Laat ek net sê in hierdie tekste praat nou op lig ander perspektiewe uit, maar is belangrik om te verstaan die punt waaroor dit gaan, die probleem waarmee Paulus besig is, dink ek in daai tekste, is om te sê die evangelie is nie net iets wat jy moet weet en verstaan en sê ek het dit nie. Die evangelie is 'n ding wat jou wil transformeer. Jy moet daaroor nie illusies hê nie. Dis 'n belangrike verskilpunt, vriende, tussen Calvin en Luther gewees. Interessant as jy gaan kyk na Calvin se boek 3. By Lutherane het jy amper die indruk regverdigmaking is die belangrike ding, is eintlik waaroor dit gaan. Ek wil daar's van hulle wat sal sê heiligmaking, daar verander nie regtig iets nie aan ons lewens nie, jy weet. Ons sien maar die Here en dan voel ons skuldig en ons probeer meer goedjies doen, maar ons bly maar dieselfde. Daarom regverdiging is die hele lewe lank, is dit die ding waar jy verwonderd is. Elke dag gaan jy maar net terug en vra die Here met jou vergewe. Calvin het ook gedink regverdiging is belangrik, maar vir Calvin was heiligmaking en lewensvernuwing verskriklik belangrik. En daarom ruil Calvin in boek 3 van die institusie die orde om. Ons is gewoond aan, selfs in gereformeerde dogmatieke, praat ons eers oor regverdigmaking, dan oor heiligmaking. Calvin praat eers oor bekering. Dat die Gees kom om ons te verander, om ons lewe te verander. En dan praat hy later oor regverdigmaking. Dit is een van die maniere, een van die goed wat ons help, dat die Here ons 'n nuwe kans gee. So, die probleem agter hierdie goed gaan daaroor dat ook die vereniging met Christus, kan ek sê, van die mooiste boeke wat geskryf is, ek kan nie nou sy naam onthou nie, maar daar's 'n Skotse Nuwe Testamentikus, wat tweede boek wat hy geskryf het, ding by sy skripsie by Oxford was oor Union with Christ, maar hy het 'n opvolgboek daaroor geskryf, wat gaan oor morality. En hy sê, gereformeerde kerke, maar selfs ook evangelicals, praat groot oor vernuwing en verandering, maar jy sien niks daarvan in hulle lewens nie, dikwels nie. En hy sê, dit is oor ons hierdie konsep van die vereniging met Christus verloor het. Dit is 'n ding wat ons maar oor moet praat, hoe die Here ons lewens transformeer. En ek dink, jy is absoluut reg, Johannes, daarin, een van die kragtigste goed, is die sakramente. En ons onderskat dit, ons vat dit nie ernstig genoeg nie.
Ja, sakramente en die woord, nie net die sakramente nie, maar die woord kom daarby, die woord het ook 'n transformerende krag. Maar en julle weet, Calvin was sy lewe lank 'n voorstander van weeklikse nagmaal. Die vroeë kerk het weekliks nagmaal gehou. Dis 'n nuwe ding wat ons het nou, dat ons dit net een keer 'n maand doen. Ek moet eerlikwaar sê, ek sou like om deel te wees van 'n gemeente wat weekliks die nagmaal vier. Dit beteken, daar gebeur net iets met my, as ek by die nagmaal sit. Ek sien jy praat nogals, of jy waarsku nogals baie teen die oordrewe klem op wel, dit is belangrik jou lewe moet verander, maar dat jou geloof aktivisties raak. Ja. En dat jy soos die ryk jong man kom met die vraag, wat moet ek doen? Ja. Want jy dink jy moet dit doen. Ja. En ek hoor baie in die boek so 'n basnoot hieronder van ontvang. Let dit ook vanoggend vir ons laat begin met ons hande wat oop is. Ek hoor dit baie in die boek. Weet jy of jy dit doelbewus gedoen het nie, maar ek het dit by my oor en oor lees van die boek dit gehoor. So ek het nogals gedink, ek sal graag wil hê met 'n paar woorde vir ons sê oor die balans tussen aan die een kant die weldadige God van die heilsgeskiedenis en die ander kant die eisende God van die heilsorde, want jy maak nogals iets oor, dat ons baie keer meer uit die heilsorde leef en minder uit die heilsgeskiedenis, en dit 'n gevaarlike beweging is. Ek dink dis 'n baie fundamentele ding in die boek. En as ek nou weer teruggaan na wat die evangelie sê, en wat ek sê, Paulus sê, dat ons te maklik dink, die evangelie bestaan eintlik daarin dat Jesus ons 'n tweede kans gee. Ons het droog gemaak, hy kon sterwe aan die kruis, op grond daarvan kan hy ons sondes vergewe, maar wrigtig, ons moet nou nie 'n tweede keer opmors nie. So hy vergewe ons en gee ons 'n nuwe start, maar nou is dit ons wat die ding moet doen. En hierdie ding wil ek vir julle sê, lê ongelooflik diep by ons mense. En dis nie iets om oor kwaad te word vir mense nie, want dis eintlik sad. Ons het nou Pinkster gehou, ek het so 'n bietjie gehelp daar by ons in die gemeente, en het net weer teruggekom na my toe, dat hier aan die einde van Jesus se lewe, as hy vir die disippels sê, hier's nou werk vir julle moet uitgaan, en 'n klomp goed gaan doen, dat hy vir hulle sê in Lukas, maar wag in Jerusalem, moenie dink julle is reg, julle kan hom gaan praat nie, julle kan dit nie doen nie. Wag in Jerusalem totdat julle krag uit die hoogte ontvang. En weer in Handelinge, te sê, julle sal krag ontvang, wanneer julle die Heilige Gees ontvang. En dan sal julle my getuies kan wees. Ek bedoel, ons oorskat onsself. Prof Willie Jonker het dikwels vir ons gesê, in die klas, en julle ken dit, daai raaiseltjie, is ons sondaars omdat ons sonde doen, of doen ons sonde omdat ons sondaars is? Dit is waar die reformatie gegaan het. Die katholieke kerk het, ek veralgemeen nou, sou gesê het, ons is sondaars omdat ons sonde doen. Ons is nie regtig so skeef en verkeerd om nie. As ons 'n bietjie harder probeer, kan ons onsself regryk in ons lewe verander. Lieder en Calvin het daaroor gesê, sorry, dis julle het 'n groter probleem. Julle is nie sondaars om julle sonde doen nie. Julle doen sonde omdat julle sondaars is. En God sal julle moet verander eers. En nie net vergewe nie, maar ook verander. Ons kan onsself nie net vergewe nie, ons kan onsself ook nie verander nie. Daarom iemand soos Calvin het gepraat oor die dubbelgenade, double grace, dat regverdigmaking vir ons gegee word, maar ook heiligmaking op die ou end. En laat ek al sê, my waarneming in my eie lewe, ek dink ek het van kleins af groot geword met 'n skuldige gewete half, dat ek, jy weet, nie gehoorsaam genoeg is aan my pa en my ma nie, maar dat ek maar sleg doen ook as dit by geloof en goed kom, jy weet, ek is net heeltyd nie naby waar ek moet wees nie. En het met hierdie ding gelewe dat, jy weet, ek moet harder probeer, ek moet meer doen. En vir my was dit 'n ontsaglike verlossing om hierdie evangelie boodskap
te hoor. En jy's reg, ek werk baie daarmee in die boek in. Iemand wat my gehelp het, ek wil daar's baie maniere waarop mense dit kan sê, maar wat die penny help drop het, Frederik, jy sal onthou John Ackerman, wat ons hier gehad het, 'n Presbyteriaanse predikant. Hy soort van sy slogantjie was, die belangrikste ding wat jy in jou lewe vir Christus kan doen, is om te ontvang wat hy vir jou wil gee. Moenie try om iets te doen, voor jy nie ontvang het wat hy vir jou wil gee nie. As 'n hoofstuk in die boek, wat gaan oor 'n God wat gee. En ek bedoel, vir my was dit, moet ek sê, lewens verander het. Ek weet toe ek jong was, ook altyd 'n boek geskryf het met die titel God is anders. Want in my van 20 tot 35 was dit my gewaarwording, was dit wat ek vir almal wou vertel, God is nie soos ek gedink het hy is nie. As jy na Jesus kyk, hy's regtig anders, hy's liefdevol, hy wil nie oordeel nie. Hy wil nie oordeel nie. Johannes 3 vers 16 en 17, hy wil vir ons lief wees, hy wil ons innooi in sy gemeenskap. En ek dink, daar sal gereformeerdes wees in my verskil hieroor, maar ek sê nogal dikwels vir mense, as iemand Jesus nie lief het nie, dink ek, daar's net een rede, en dit is hy ken hom nie regtig nie. Hy of sy ken hom nie regtig nie. En daarom, ek het my idee hieroor gedoen, oor hierdie ding, want ek is grafinet toe, en jy sien die gemeente doen nie wat hulle moet doen nie, en jy dink hierdie ouens het maar nog toch nie die evangelie gehoor nie, jy soort van bedink jy preek die evangelie, maar hulle verander nie baie nie, en dan begin jy wetbreek. Jy weet, dit het my gebeur daar, jy hulle sê, weet julle wat gaan gebeur met ons, as ons nie luister nie, jy weet, jy slaan oor daai kant toe. En met my studie, ek wil dit het nog minder gewerk, laat ek dit sê, dit het nog minder gewerk, regtig. En my studie by Provillië in Bethel het gegaan oor prediking van die evangelie. Dat ek nou weet, as die ouens laasweek nie verstaan het, en iets doen na die tyd nie, sal ek volgende week maar weer vir hulle van Jesus moet vertel. Want dit is wat die verskil gaan maak. You get him or you don't get him. Dis hoekom ek 'n praktiese teoloog gewaag het om saam met Marius 'n boek oor Jesus te skryf. Want dit is waar dit gaan. As jou oë oop gaan vir hom. Ek dink ek het dit by 'n ander vraag op, maar laat ek dit nou vertel, Johannes. Hierdie 'n teks wat instrumenteel was in hierdie swaai in my lewe is Hosea 11, waar die Here oor Israel praat en sê, hoe ek jou groot gemaak, jou leer loop en al die goed, maar jy het aan mekaar weggeloop van my af, en dit het my kwaad gemaak. Ek het gevoel, ek wil jou bykom, en iets aan jou doen, maar dan sê die Here, maar my hart is ontstel in my, ek kan dit nie doen nie, daai prentjie van God, wil ek al sê, het iewers my lewe verander. En my laat dink aan 'n storie met my pa. Ek het nogal nie baie slaag gekry nie, ek dink ek so 3 keer, 4 keer dalk. Maar toe ek nou groter begin word, het seker soos in 5, 6, het daar iets gebeur, het ek nou nie gedog het is so erg nie, maar my pa het gedink is erg, en hy was regtig ontsteld, en hy het vir my gesê, gaan kamer toe, ek kom nou. En ek het geweet, die is nou moeilikheid. Maar nou, jy is daarom al groot, die groot ding vir my op daai stadium was, ek gaan nie huil nie. Jy weet, hy gaan my kom slaan nou, maar jy weet, ek sit daar op my bed en ek maak myself soort van hard, jy weet. En ek dink, jy weet, as hy sê buk, dan buk ek en hy slaan, en as hy klaar geslaan het, staan ek op en ek vra, is pa klaar? Jy weet, dis nou die ydelheid van standaard 5, standaard 6, groot man. En toe hy inkom in die kamer, toe sien ek, hy niks in sy hand nie. Toe weet ek, nou is die moeilikheid. En by toe op die bed gaan sit en vir my gesê, Boet, ek gaan nie, jy sien ek het niks en ek gaan nie aan jou slaan nie, ek het klaar geslaan aan jou. Ek kom sê net vir jou,
as jy so wil maak met my, hoe moet jy dit maar doen? Nou, ek dink, Dan wil jy dit maar doen. dan moet jy dit maar doen, ja. Dit sal seker nie met almal werk nie, maar daai moment het my hele verhouding met my pa verander. Dat ek net daarna met totaal ander oë na my pa gekyk het. Hy was nie soort van 'n ding wat vir my moes voorsien en vir my moes bystaan nie. Ek het geweet, hy's 'n mens wat gevoelens het. Ek het geweet, dis nie vir hom lekker om my te slaan nie. Hy wil die beste vir my hê. En dit het my verhouding met my pa totaal verander, daai insident. En ek wil sê, daar was in my geestelike lewe ook insidente waar ek met ander oë na God gekyk het en iets anders gesien het as wat ek dalk in my laerskooltyd hoe ek gedink het oor God. Sorry, ek het nou weier geloop, Johannes. Ja. Ek het die Pinkster die voorreg gehad om die Pinkster aan te bied of dit te lei by die kerkgebou in die aande, maar in die volgende oggend by die ouer huis. Dit is 'n baie interessante ervaring, want daar is 'n paar wat slaap. Die Here moet hulle help, maar die wat wakker is my ding is my verantwoordelikheid. Ja, wel. Ek het besef hoe hartseer dit is dat daar mense is wat vir jare lank dit presies probeer doen waarvan jy net ook gesê het. Hulle probeer Jesus navolg, maar daar's geen verbintenis nie met hom nie. Dis hulle is hulle eie kragbron. Hulle is hulle eie Eskom. Ja. En hulle is permanent op load shedding. En moeg en gedaan en verlam. Dat van hulle vir my briewe geskryf daardie tyd om te sê dat hulle bevry voel. Want hulle was altyd nog in onsekerheid. Hulle hoor van geloofsekerheid, maar dit het nog nooit en hulle dit nog nie gehad nie. Wat my laat dink het aan in die boek ook, praat jy ook baie van hierdie gevaarlike ding wat Luther gehad het voor hy tot volle bekering gekom het van one should do what lies in one and then God will do the rest. En dat jy ook aanhaal van Calvin wat praat van die duplex gratia, wat die regverdigmaking en die heiligmaking is. Terwyl ons altyd dink die regverdigmaking is die gift, maar die heiligmaking is nou ons werk. En dan is daar 'n wonderlike aanhaling van John Williamson Neven wat jy sê, the Christian is not called either before or after his conversion to form an independent holiness for himself, but only to receive continuously the stream of life that flows upon him from Christ. And still the absolute passivity is at the same time the highest activity, since Christ works not without the man, but in the very inmost depth of his being, infusing into the will itself the active force of his own life. En iets het met my gebeur, toe ek dit gelees het, om te verstaan dat teologie is nie om oor God te dink nie, maar teologie is om te dink oor wat doen God in my en in ons. En jy het ook begin vertel, het jy nog stories uit die lewe wat jy hierdie goed, waar dit geswaai het, en ja. Laat ek dalk meer sê, dit sluit nou hierby aan, dit dalk ook by ander goed aan. Hierdie, van die moeilikste goed dink ek, wat ek dalk die meeste in my lewe oor gedink het, en gelees het, is hierdie dubbelbeweging van die geloof. Dat, en jy kan hom nie vryspring nie. Ek sê, ek het lank gedink, as ek die goed net verstaan, dan as ek aan die ander kant, dan kan ek begin om die goed te doen. Die ontvangs is half eenmalig. As, ek weet daar was nog 'n tyd in my lewe, jong tyd, waar seker met baie kinders so, ek nie, jy weet, kerk toe gaan was nie vir my die lekkerste ding in die lewe nie. En ek het soort van nie kon verstaan, hoekom moet ek elke Sondag weer gaan nie? Want dis dieselfde ding wat laas week gebeur het. Gaan nie nou hierdie week weer doen. Ek het dit laas week gehoor. Jy weet, ek weet dit nou. So dat ek het gesukkel met hierdie dubbelbeweging en veral dat jy so dikwels hierdie dubbelbeweging moet hê. Julle, en ek dink dis die geheim van die Christelike lewe. Ek het lank gedink, natuurlik
moet jy by die Here kom en die Here moet jou help en so aan. Maar hy help jou eenmaal en dan is dit klaar en dan moet jy nou maar uitgaan en 'n klomp goed gaan doen. Terwyl daai is 'n beweging wat ek wil amper sê daagliks herhaal moet word. Daar selfs Katolieke sal sê dis 7 keer 'n dag wat jy daar heen en weer loop doen op die ou end. Die van julle wat Dallas Willard gelees het, ek praat nou van mense wat dalk nie in ons tradisie is nie. Maar Willard wat boek oor dissiplines geskryf het, sê dat eintlik net 2 dissiplines. Almal kom neer na 2 toe. Dis dissiplines van disengagement, waar jy jou losmaak van die goed van die dag waarmee jy besig is en na God toe draai en in sy teenwoordigheid kom. En daarna as jy daar was, draai jy om en jy engage weer met die lewe. Nie vir ewig nie, vir 'n kort rukkie dan disengage jy weer en kom terug na God toe. Om daai punt te maak, ek sê ek wil altyd Martin Luther het ons die mooi ding gesê, so 'n bietjie iets anders, maar dit is dieselfde beginsel. Dat hy iewers geskryf het, die Here het hom 2 keer geroep in sy lewe. Die eerste keer het die Here hom geroep uit die wêreld uit in 'n klooster in, om by God te kom. Maar hy sê hy het gedog dis sy lewe nou, maar na ruk het die Here gekom en hom uit die klooster uitgeroep terug in die wêreld in. En dis belangrik om te verstaan die verbintenis met Christus. Hier roep om na Christus toe te kom en hy vat ons in die gemeenskap van die Vader in die Gees. Dis 'n wesenlike ding in sigself. Jy moet dit nie doen ter wille van ander goed nie, maar dit help jou ook met ander goed. As jy daar was, verander jou manier van dink oor die goed hier buite, jy kry hoop, jy kry moed, en jy kan uitgaan en in die Here se krag iets probeer doen aan die goed. Kan ek 'n derde een vinnig noem? Ja. Ek het nou die teks hier gesoek, is Johannes 10 vers 9, waar gepraat word oor Jesus as die deur, ingang van die skape. Nou in vers 9 daar word gesê, deur hierdie deur gaan die skape in na die kraal toe, maar ook uit in die veld in die wêreld in. En ek dink dis daai ding wat die Here ons moet help. Jesus nooi ons baie keer in die gemeenskap met die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Maar daar is ook tye, en dit is 'n belangrike deel. Ons gaan net praat oor Kolossense 3, want daar kry jy dit baie sterk om te sê as jy hier binne was, bietjie 'n deel van hiervan se rede is dat jy kan uitgaan met nuwe krag en nuwe energie en 'n nuwe verstaan van die lewe en verstaan waarvoor jy jou lewe kan gee op die ou end. Ek wil 2 goed bymekaar gooi. Die hele ding oor bekering is roeping, want Handelinge 9 sê ons is 'n bekeringsverhaal en ons verkoop dit so aan mense, maar eintlik is dit 'n roepingsverhaal. En die tweede ding is wat sommer daarmee saamgaan is die Paulus is bewus dat Jesus is die weg nie. Jy skryf nogal sê dit baie. En dan sal mense nou sê, nou, maar wat nou van Johannes 16 vers 17 wat sê dit is tot julle voordeel dat ek weggaan. Maar jy maak baie daarvan dat Paulus het in hierdie baie diepe bewussyn geleef. Jesus is nie weg nie. En ons, het mos nou daai, ons het groot met die idee van Jesus was hierso tot met die hemelvaart, dus nou weg. Nou sit ons in die Gees. Hoe praat ons met mense daaroor? Ek het nogal 'n hoofstuk wat ek nie gedink het ek gaan skryf nie, is hoofstuk 2. Ek dink dit is hoofstuk 2 waar ek 'n bietjie hierdie is 'n idee, is dit uitdrukking wat Paulus gebruik. En die vraag is nogal, waar kom Paulus daaraan? En in hoofstuk 2 het ek daaroor geskrywe. En 'n bietjie oor Paulus gelees en oor Paulus gedink. Ek kyk 'n interessante ding wat ek besef het. Jy weet dit, maar ek het dit nie so besef nie. Is dat ons is onseker of Paulus ooit in sy lewe vir Jesus gesien het. Self vir Jesus gesien het en ontmoet het. Hy het van Jesus geweet, van Jesus gehoor. Geweet hy hou nie van hom nie, maar daar's mense wat dink hy het dalk nooit fisies voor Jesus se kruisdood en opstanding met hom direk te doen gehad nie.
So, dis nou 'n baie belangrike ding. Paulus leef aan ons kant van die kruis, die opstanding, die hemelvaart en die uitstorting van die Heilige Gees. Paulus' ontmoeting met Jesus, wat hy geweet het en gehoor het oor Jesus speel 'n rol, maar die tweede groot bron van wat Paulus oor Jesus skrywe, kom uit Handelinge 9 uit. En julle, dit begin met twee goed. Hy was doodseker, baie happy, aan die gang daar om die Christene te vervolg, want die wonderlike ding het gebeur, Jesus is dood. Ons is van hom ontsla, nou moet ons net hierdie klomp volgelinge van hom uitroep die ouwen. En in Handelinge 9 gebeur twee goed met hom. Jy kan hoor, as hy preek daarna, is dit wat hy vir die ouens sê. Hierdie ou is nie dood nie, hy lewe julle. Hy lewe. Hy het opgestaan en hy is nie weg nie, hy is hier. By ons. Sien hom nie, maar moenie dink oor jy hom nie sien nie, hy is nie hier nie. Ek het jare terug 'n boekie geskrywe waar ek net gaan kyk het na 'n klomp Nuwe Testament tekste wat praat oor die subtiele teenwoordigheid van Christus by ons. Hoekom gesê word dat hy weg is? Dink ek gaan oor 'n belangrike skuif tussen die werk van Christus en die werk van die Heilige Gees. Arnold van Rieler, Frederik het sy M gedoen destyds oor van Rieler. Hy het 'n ding geskrywe in 'n artikel wat my baie gehelp het in my dink oor hierdie 3 stories wat ons as Christene glo. Hy sê daar so iets soos wesenlike verskil is, as Jesus sy werk doen, word mense uitgeskakel. Jesus doen sy werk vir ons en sonder ons. Sy nou self sê, Getsemane moes gebeur het. Want ons kan nie, as ons Jesus, wil amper sê dit ook nou grof, as ons Jesus sou gehelp het, sou dit amper nie getel het nie, sy kruisdood nie. Hy moes dit sonder ons doen, vir ons. Mense hande af, die disippels moes daar aan die slaap raak, vir sy kruisdood om te tel. As die Heilige Gees kom, skielik, lees ons die Heilige Gees kom op mense. Jy sien nie die Gees nie. Het lyk of Jesus weg is. Die hele verhoog nou is net mense. En dit was deel van God se plan van die begin af. God is lief vir mense, hy het mense gemaak, hy het behaag aan ons. Hy wil ons inskakel by sy plan. So, Jesus lyk of hy wegskuiwe, maar hy is nog hier, want hy wil hê, dis nou ons tyd om te speel. Daarom Efesiërs 3 vers 10, dink ek, het gaan nou nie direk oor nie, maar dit is 'n belangrike teks oor die kerk. Daar word gesê, in die lyn van dit, die Here behaag, dat die boodskap oor wat Christus gedoen het, moet aan die magte verkondig word, nie deur die engele nie, maar deur die kerk. Die Here kon dit anders gedoen het. Hy kon dit self gedoen het, of wat ook al. Maar hy het gekies, hy wou dat ons dit doen. So dit het te doen met die weggaan. Die vraag oor die roeping, ek het nogal gedink nou na ek die boek geskryf het, ek het dalk nou klaar geskrywe, maar die tema wat my interesseer, want ek weet hierdie boek dit gaan eintlik oor die Heilige Gees, oor die werk van die Heilige Gees op 'n manier. Calvin se boek 3, wat Calvin se mooiste boek is in die institusie, gaan oor die werk van die Heilige Gees. En die boek is maar net dat Calvin sê, die eerste werk van die Gees, vernaamste werk is dat hy ons aan Jesus verbind, ons met Jesus vereenig. Maar as jy nou vra, wat kom doen die Gees in ons lewens? Die Gees is die een wat ons verbind aan Jesus, wat ons verder lei. Dan het ons gewoonlik twee goed gesê, die Gees regverdig ons en heilig ons. En dit is interessant dat die groot teoloog soos Karl Barth 'n derde ding bygesit het en gesê het, die Gees roep ons. En kan ek ook sê, sou julle dat dat ek weer 'n rowwe ding sê, maar ek leef makliker met 'n roeping, as wat ek leef net met 'n woord, jy met jou bekeer. Daar's iets special aan 'n roeping, terwyl bekering is so, jy weet, kry julle self reg. En ek het agtergekom, bekol in my lewe, daar's veral in die evangelies,
is daar verhale van encounter met Christus, wat ek gepreek het as bekeringsverhale, wat eintlik roepingsverhale was. Dat die Here iemand raak gesien het, en gesê het, ek soek jou, ek het 'n job vir jou. En dit is my amper makliker om 'n roeping ernstig te neem, as om in algemeen myself te probeer bekeer op die ou end. En ek dink vir mense vandag, ons het nie genoeg daaraan aandag gegee nie, dit was by beide Calvin en Luther was roeping 'n baie groot storie, en ek dink ons maak te min daarvan in die kerk in. Ek bedoel, by roeping sit daar iets van, iemand het my raak gesien. Dink ek kan iets doen. En ek dink baie mense vandag kan gehelp word deur as hulle die evangelie hoor, nie as 'n bekeringsverhaal nie, maar as 'n roepingsverhaal. En dis definitief 'n belangrike deel van die kerk. Die teks wat ek gesê het, wat soort van, ek dink die breë teks by Paulus is 1 Korintiërs 1 vers 9 sê, julle word geroep om in vereniging met Christus te leef. My kollega Letty het nog ons met 'n hemelvaart vir ons gevra, wat is ons almal se geliefkoeste woord? Daar het verskillende woorde gekom, maar haar woord was toe spasie. Spasie, okay, ja. En toe het sy vir ons geleer dat Jesus het eintlik maar net vir ons spasie gemaak. Ja, Dit was nie 'n weggaan om ons te verlaat nie, maar om ons kans te gee om deel te neem. Absoluut, ja. Wat ons aansluit by jou roeping. Ja. En ek wil dan so aan die einde van ons gesprek kom, want een van die mooi momente vir my in die boek was ook jou verwysing na die Sursum Corda. Ek het daaroor gaan lees en gesien dat dis een van die min goed van die Romeinse kerk wat die gereformeerdes nie weggegooi het nie, maar gesê dit moet ons hou. Dit verwys na die psalms, maar ook na klaagliedere. Laat ons, klaagliedere 3 vers 40, laat ons doen en laat dit deur ondersoek en ons tot die Here bekeer. Laat ons met ons hele hart ons hande na God in die hemel uitsteek en bely. Ons het sonde gedoen ensovoorts. Ek wil net 'n bietjie daaroor praat oor die rol van gebed in hierdie hele proses, want dit lyk vir my as ons dan in hierdie spasie inbeweeg van die Gees, lyk my gebed gaan dan en hoe mens gebed dan verstaan in hierdie konteks. As Christus in ons in Christus, maar bidden besig met as geregverdigdes, maar ook mense wat moet in en uit gaan na die wêreld toe en weg. So ja, men het eintlik langer tyd nodig om oor gebed te praat. Ek sal daaroor ook 'n bietjie verder wil dink. Kan ek sê die wesenlike van die lyn wat ek hier probeer volg, vriende, is om te sê die gevaar vir baie van ons wat Christene is dat ons die evangelie reduseer tot 'n waarheidssysteem of 'n klomp stellings wat ons ernstig glo dat dit waar is, maar dis eintlik 'n toestemming tot 'n lewensfilosofie amper wat ons het. En dat ons nie verstaan, dit gaan ten diepste oor 'n verhouding. Nee. En kan ek sê, ek dink een van die tekens daarvan, dat baie van ons neig na om daarvan 'n stelsel te maak, wat ons regtig glo en ernstig oor is wanneer ons baie sukkel om te bid. Want bid maak net sin as daar aan die ander kant iemand is met wie ek praat en wat ek min of meer iets van weet. Ek dink dis vir moderne mense ook, ons het nie eers gepraat oor deïsme nie, wat 'n groot storie is vandag. Ek dink vir baie van ons mense spook met deïsme en dink soort van, dis vir moderne mense verskriklik moeilik om te glo dat God aktief, dat God hier is, dat God besig is met ons en dat God 'n persoon is met wie ek kan praat. Jy weet, moderne mense sukkel om dit te glo. Ek was baie gehelp deur ons gaan nou vanoggend 'n bietjie met die groep verder praat oor Nicholas Wolterstorff. Van julle sal sy naam gehoor het. Hy's kom uit die gereformeerde wêreld. Hy's nie 'n teoloog nie, hy's 'n filosoof. Topfilosoof, was by Yale. Op 'n stadium het ek iewers gelees dat hy was beskou as een van die 3 topfilosowe
in Amerika by Amerikaanse universiteite. Hy's 'n Christen, Christian Reformed Church, en hy het nou so 'n paar jaar terug 'n boek geskryf. Hy's baie geïnteresseerd in worship. Wat gaan oor gebed, liturgie. En die boek se titel was, en voor in die boek sê hy, dalk praat ons in die kerke te veel oor liturgie, oor die orde van die liturgie, en te min oor die een wat ons aanbid. Praat te veel oor worship, en te min oor the one we worship. En dan skryf hy hierdie boek oor die een wat ons aanbid. En die hoofstukke van die boek val eintlik uit 1 en 2 dele. Die tweede deel gaan oor die God wat praat met ons. Julle kan nou dink in die prediking. Dit sal ons dikwels sê wat gebeur in die liturgie. Maar die eerste paar hoofstukke gaan oor die God wat luister. Nou ons kan nog, omdat ons Bybels het, soort van sê, ja, ons lees maar die Bybel, dan dink ons praat ons daaroor, en dis hoe God met ons praat. Jy weet, jy kan nog daarby verbykom om nie te dink aan 'n persoon nie. Maar dat hy luister na ons. Sê hierdie moderne filosoof, wat party teoloë dink nie sin maak nie om te praat asof God gaan luister. Hierdie filosoof dink dit maak sin. So ek dink ons moet meer daaroor praat. Die Sursum Corda sluit daarbey aan dat my laat dink ook nou in die laaste deel van kerkdogmatiek wat Calvin geskryf het, gaan oor Christian life, en dan praat hy oor klomp goed wat hy noem oor wat is die kenmerkendste ding van die Christelike lewe. En dan eindig hy om te sê, dis mense wat roep na God. Christene wat weet, ek kom nie reg nie, Here, ek het U nodig in my lewe, dankie dat U daar is, dat ek na U kan roep. En dis waar die Sursum Corda begin. Kolossense 3 sê, dis nie net sinlose geroep na God, en ons weet nie wat gaan gebeur nie. Hy sê, rig julle gedagtes op die dinge daarbo waar God is, en waar ons lewe saam met Christus se lewe reeds verborge is by God. As jy reageer op die Sursum Corda in die nagmaal, kom jy nie net by God, jy kom ook by jouself uit. Jy weet wie's jy. Regtig. Dit kom by mekaar. En die tweede deel van Kolossense 3 is julle nou weer sien hierdie dubbelbeweging. Eerste deel is hef julle harte op tot God. Die tweede deel begin nie vir hulle sê wat hulle moet doen. Hoe hulle moet leef in Kolosse. As jy by jouself gekom het en by God gekom het, dan draai die Here jou om en dan sê, uit is jy. Gaan doen nou 'n klomp goed wat jy weet jy moet doen. Jeroen Moltmann is gister oorlede. Ja. Op 98, en ek dink ek sommer aan hom wat gesê het dat God is die medelydende, en dat ons hoop eintlik daarin lê, dat as ons met hierdie hande oop leef, hy is nie net een wat luister nie, maar hy is een wat saam met ons is. Koenie, ek wil graag dat ons klaarmaak. Ek het gaan lees iets van Walter Bruggeman het geskryf in Psalm 131 vers 3 van wag op die Here. Unless there is submission, there will be no hope. For autonomy and self-sufficiency are finally postures of hopelessness, in which free gifts are excluded, and one is left to one's own resources. En ek het gedink, dis wat hier staan. Jy is verbind aan Christus, jy is nie op jou eie nie. En dis hoekom die hele ding van Jesus is die weg hier, was vir my 'n aangrypende belewenis. En na alles, toe ek dit al die boek klaar gelees het, was die teks wat jy aanhaal by meer as een geleentheid, wat my bygebly het, was 1 Korintiërs 1, vers 19 tot 31, en ek het gedink, ek wil jou vra om dit vir ons te lees, en dan vir ons te bid.
Ek het ook gaan kyk na, as jy gaan kyk na die wat wil roem moet in die Here roem, dat daai roem kan ook vertaal word in confident. Ja. As jy wil confident wees, moet jy confident wees in die Here en nie in jouself nie. Baie dankie vir jou boek, Connie. Vir al jou boeke, maar spesifiek vir die ene. Vir my persoonlik, wat dit seker 3-4 keer gelees het en daaroor gewerk het, die Here het iets in my kom doen. Ek het jy net gesê, Johannes 3, die wind het gewaai, ek het sy geluid gehoor, maar ek weet nie waar hy vandaan kom nie. Ek het my kollegas ook gesê, daar het in hierdie Pinkster, voordat in die gemeente hopelik iets gebeur, daar iets in my gebeur, waarvoor ek ewig dankbaar vir wees, en as ek die boek sien, sal ek altyd die 2 vingers, ek is aangeraak gewees, en ek sê vir jou, verskriklik baie dankie, vir die Here, maar vir jou ook. Dankie. En as jy vir ons die teks kan lees en vir ons bid, en dan as ons klaar is, dan gaan ons saam iets geniet, en ons is so by 11 se kant weer kan terug wees, dan gaan ons nog 'n 3 kwartier belewenis hê, wat ons letterlik sê die 30 cm wil cross, van hier tot hier. So, Connie, yes. Kan ek Sorry, Letty? Ja. Ek sal net. Kan Connie net klaar en dan gaan Neil vir ons 'n lied sing en dan gaan ons tee drink. Okay. is 1 Korintiërs 1 vers 29. Voor God het geen mens dus iets om op te roem nie. Aan God is dit te danke dat julle met Christus Jesus verenig is. Hy het vir ons geword die wysheid wat van God kom, die vryspraak, die heiliging en die verlossing. 'n God wat alles gee. Here, baie dankie dat U ons in genade aangesien het en ons geroep het om deel van U te word, om U kinders te wees. Dankie dat U U Gees in ons harte gegee het en dat die groot werk van die Gees is om ons aan Jesus te verbind. Ek wil kom bid, Here, dat U ons oë en ons harte sal oopmaak vir hierdie waarheid, vir hierdie krag, vir hierdie nuwe intieme verhouding wat ons lewens kan verander. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. For my waking breath, for my daily bread, I depend on you. I depend on you for the sun to rise, for my sleep at night. I depend on you. I depend on you. You're the way, the truth, and the life. You're the well that never runs dry. I'm the branch and you are the vine. Draw me close and teach me to abide. Where the Spirit leads, as I'm following, I depend on you. I depend on you for my victory.
depend on you. You're the way, the truth, and the life. You're the well that never runs dry. I'm the branch and you are the vine. Draw me close and teach me to abide. When I pass through death, as I enter rest, I depend on you. I depend on you for eternal life, to be raised with Christ. I depend on you. I depend on you. Yeah. You're the way, the truth, and the life. You're the will that never runs dry. I'm the branch and you are the vine. Draw me close and teach me to abide. Be my strength, my song in the night. Be my Lord, my treasure, my prize. I'm yours forever, you're mine. Draw me close and teach me to abide.